Shalom almal, welkom by 'n splinternuwe programmering in 5786. Otiyotha Keula is anders as enige ander program wat ek julle aangebied het in die 15 jaar wat ek Awad Amikanale gelei en bestuur het. Jy sien, soos ons nader aan Acharit Hayamim, aan die laaste dae kom, is dit belangrik vir ons almal om die konsepte van Acharit Hayamim deur 'n Joodse lens te begin verstaan. Elke week gaan ek julle voorstel, soms uit die parasha, soms uit ander bronne, aan een konsep wat krities is vir die verstaan van die dae waarin ons leef in Chassidut. Jy sien, Chassidut is regtig daarop gemik om ons voor te berei vir die laaste dae. En ek wil graag vir jou opleiding en toerusting gee in sommige van daardie konsepte sodat jy dit kan verstaan en jouself kan voorberei. En dalk ook deur my boeke te lees soos The Written of the Kosher Peak, The Fall of Edom, The New Hamas, The Jewish DNA of Romans 11. En miskien sal dit vir jou 'n beter blik gee in 'n Joodse gesigspunt, in Joodse bril om daardie boeke te verstaan. Soos altyd is dit nie 'n plaasvervanger of verruiling vir ons Yeshiva Tshuvu nie, en ek moedig almal aan om by ons aan te sluit by Yeshiva Tshuvu Internasionaal in hierdie laaste dae. Dit gaan absoluut wonderlik en epies wees en ek sien regtig uit daarna om jou in ons yeshiva te hê. In hierdie heel eerste les wil ek jou aan 2 konsepte voorstel wat baie belangrik is en wat ons duidelik sien hier in die boek Bereshit. Hamtaka en Havdalah, 2 belangrike Hebreëse woorde wat van kardinale belang is as ons die proses van die Keula wil verstaan, die Keula wat die verlossing beteken. In die boek Genesis, hoofstuk 1, lees ons die skepingsverhaal, 'n storie waarmee jy baie goed vertroud is. Onthou dat ons aan die einde van die boek Openbaring en ook aan die einde van die boek Jesaja lees oor die nuwe hemel en die nuwe aarde wat vir die regverdiges geskep gaan word met die koms van die Messias. In wese sal ons almal weer na die tuin kan terugkeer in daardie dae. Die storie van die tuin en die skepping van hierdie tuin is die storie van Keula, want die verlossing is siklies. Eerder as lineêr. Nou, die 2 konsepte wat ek vandag aan julle wil voorstel terwyl ons na die stadiums van die koms van die Messias kyk, is die term Hamtaka en die term Havdalah. As ons die verhaal van Genesis deur 'n messiaanse lens lees, sal ons iets baie belangriks raak sien. Dit sê in Genesis 1:4, Vayar Elohim et haor, kitov, vayavdel Elohim, bein haor uvein ha-choshech. En die Here het die lig gesien, dat die lig goed was. En hy maak 'n skeiding tussen die lig en die duisternis. Die Hebreëse woord wat hier in die teks gebruik word, is die woord vayavdel. Die woord vayavdel kom van die Hebreëse woord Havdalah. Havdalah is die heel eerste stap in verlossing. Havdalah is die skeiding van die skape en die bokke. Genesis 1:4, wat 'n spieelbeeld is van die laaste dae, van die finale skepping van die hemel en die aarde, sê vir ons dat daar 'n tyd gaan wees van Havdalah tussen die lig en tussen die duisternis. Nou, hy het wel hier in die teks gesê dat hy gesien het dat die lig goed was. Die lig, sê ons rabbies vir ons, is die lig van die Messias. Jy sien, dit word Hamtakat Hadin genoem, wat letterlik beteken om iets te versoet, om die oordeele te verlig. So, terwyl daar 'n skeiding van skape en bokke gaan wees, dit is presies waarvan Matteus hoofstuk 25, waarvan Yeshua gepraat het, en in Genesis 1:4, luister mooi hierna, gaan daar ook Hamtaka wees, want die lig is goed. En hier sê Rashi in die konteks van hierdie vers dat dit die tyd van die laaste dae is. Hy sê dat daar 'n skeiding tussen die goddeloses en die regverdiges sal wees. Ongelooflik, presies wat Yeshua vir ons sê. En hy verbind dit met Genesis 1:21 wanneer hy sê, Vayivra Elohim et hatanin im hakedolim. Wat is dit? Dit is Satan en Leviathan en Lilith en al daardie bose magte wat teen die regverdiges gaan kom in die laaste dae. Ja, daardie magte gaan teen alle mense optree, maar diegene wat uitgesonder gaan wees en hulle lewe in heiligheid en godsvrug leef, deur wie Havdalah gaan, hulle sal Hamtaka ervaar. Onthou dit.
Haftala leina hamtakatadien. So sonder jouself uit. Wees heilig. En dan sal jy deur die hamtaka kan gaan en al die oordeele oor Satan en sy leer kan oorkom. Dit is Otti Jota Keula vir hierdie week. Ek sien jou volgende week.